of vlerke. Mense oë wys dat jy dood is, dat jy weg is. Die kleur syfer weg. Dis asof die vensters leeggestroop en toe is. Die voordeur op knip getrek en gesluit, soos wanneer jy alles oppak en trek. Haar pa het sy koffiebeker laat val en by haar gaan hurk, haar met sy hande begin uitgrawe. Dit was asof sy net so in die ry omgeval het. Enkelhoogte, hoë hak, swart leersteewel, nog op die fiets se pedaal, en so bly lê het, haar gesig verdwaas oor haar gebrek aan balans. Onder die ou vliegbril uit die Eerste Wêreldoorlog was haar een oog oop. As jy 'n foto uit die lug sou neem, sou dit lyk asof sy nog steeds ry, hande op die fiets se stuurstang. Haar pa het vergeefs asem in haar longe probeer blaas, toe sy baadjie uitgetrek en oor haar gegooi. Terug huis toe gehardloop en geskree dat iemand die ambulans moet bel. Die paramedici het vinnig opgedaag, maar 8-9 ure te laat. Janine Stein was dood. Janine was my peetkind. Ek skink koffie uit die fles en blaas oudergewoonte daarop, al is dit reeds afgekoel. Dis al meer as 'n uur vandat ek die Corolla hier langs die pad getrek en in Julie se bitterkoue my staan gekry het vir die lang wag. Ek is nooit seker waarvoor ek wag nie. Dalk vir inspirasie, 'n nuwe gedagte oor wat met Janine gebeur het. Is jy nog steeds hier? Obi kom leun langs my teen die motor, pyp in die mond. Die nat vlekke op sy skoene wys hy het van die huis af kortpad deur die veld gevat. Bonnie sê jy moet kom eet, sê hy, toe ek nie antwoord nie. Obi en Bonnie Stein van die plaas lekker kry. Klink dit nie asof hulle vir ewig gelukkig moes leef nie. Hulle kinders vir ewig gelukkig moes leef nie. Hier in die Groot Karoo, net tussen Kanaven. Hulle 2 seuns wil nie een boer nie, en Janine was hulle enigste dogter. Obi sug diep uit sy bors uit. Is al amper 3 jaar, en nog steeds niks. Wat sê Isak? Sy oë is op die horison, in die bleeksing valk wat haar sirkel. Hy kyk enige plek, behalwe na die kruis met die bos vars blomme. Isak, nie kaptein Slingers nie. Dit het lank gevat voor Obi die speurder so kon noem. Wat seker te verstaane is, as iemand gedink het dat jy jou eie dogter kon doodmaak. Dit neem tyd om te begin glo dat die polisie alles gedoen het wat hulle kon om die moordenaar op te spoor. Dit gebeur eers wanneer die woede moedeloosheid word, en daarna magteloosheid. 'n Akute, terminale teenwoordigheid, waarmee jy probeer vrede maak. En as jy gelukkig is, gee jy jou uiteindelik oor aan die neerdrukkende sleurgang van elke dag, en dink vir 2-3 minute op 'n slag nie meer aan wat gebeur het nie. Ek weet dit. Jare in die polisie leer jou dit. Obi haal 'n boksie vuurhoutjies uit sy hempsak, sukkel om sy pyp weer aan die gang te kry. Enige nuwe gedagtes oor wat gebeur het? Soos altyd vra hy dit hier, in die oopte, waar Bonnie nie kan hoor nie. Nee, maar ek sê dit nie vir hom nie. Ek ken die feite uit my kop uit. Al die feite. Nie net die wat in die koerante verskyn, het maande lank herkou is en toe vergeet is nie. Bonnie het my daardie oggend gebel, huilend en hysteries. Ek het als in Pretoria gelos en hierheen gekom. Dat dit die ondersoekbeampte se 3de moordsaak was, het as 'n skok gekom. Ek het iemand met meer ervaring gesoek. Isak Slingers was dan nou die dag nog saam met Janine op skool. Wel, 4 jaar ouer as sy, maar nog steeds nat agter die ore. Pure bogkind. Ek het probeer help, tot hy my weggejaag het. Ek sou dit ook gedoen het as ek hy was. Ek het heeltyd beter geweet, en was oortuig dat ek met my jare se ondervinding die saak sou kon oplos. Ek het ingestorm en dinge opgeneek, gedruk en gedryf waar ek nie moes nie. Op Isak en almal hier se tone getrap. Die feite van die saak was skraps. Bonnie en Obi het die aand by hulle aanstaande skoonfamilie gaan braai, soos die meeste mense in die omgewing, en eers laatnag teruggekom. Janine en haar broer Leon het by die huis gebly. Hy het sy meisie reeds vroeër die dag op die dorp gaan aflaai en kom rugby kyk. Hy het nie van Henk van Staden, Janine se verloofde, gehou nie.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.